Nou is dit tyd om bietjie te rock, soos Nicholas Lou sê, rock daai lyfie op die geel bank, saam met Zaan Sonnekes. Die eerste keer wat ek jou ontmoet, lyk vir my jy het al 16.000 keer hier gekuier, met die vrystelling van elke goeie enkelsnit wat jy hierso kom vertel meer. So, baie welkom en dankie vir jou tyd. Baie dankie. So aan, dit is 'n ongelooflike voorreg om by die groot ontbyt te wees. Ek bly net in die straat af, so ek dink dis hoekom ek so baie kom kyk. Jy sien, so jy kon sommer gedraf het hiernatoe. Ja, ek kon. Dit was net bietjie koud vanoggend geweest, anders het ek. Maar ek hoor jy's 'n vreeslike oggendpersoon, anders as ek. Ek is 'n naguil. So ek doen my meditasie en my boks in die aande, maar jy verkies om dit in die oggende te doen. Doen jy nog steeds? Ek dink ek word baie keer verkeerd verstaan. As ek bedoel oggende, bedoel ek soos vroeë oggendure, soos 2 uur, 3 uur. So ek is eintlik ook 'n nag. Ek is eintlik ook 'n nag. Is jy dan nog steeds wakker? Ja, of? nee. Dan jy nog nie gaan slaap nie. Liewe aarde. Gewoonlik, ja. Het jy dan nou geslaap voordat jy hier aangekom het, Zaan, of jy maar sommer net reg deur gegaan? Vinnig 'n power nap. Power nap, kan jy maar goed. Ja, nee. Nee, ek dink dit hang maar af van wat gebeur die week, definitief. Ek kan lekker aanpas by al twee. Ja. Maar meeste van die tyd, as ek moet eerlik wees, 'n naguil, verseker, veral as ons werk aan musiek, sal ek tot laat in die studio sit. Maar ek hou daarvan om vroeg te gaan oefen, want as ek procrastinate daarop gaan oefen ek net nooit nie. Nee, en ek dink baie mense kan saamstem. So ek hou van oefen en ja, vroeër beter, seker. Ja. Jy hou ook van golf. Hoe gaan dit met jou golf? Nie te goed. Okay, nee, goed. Vooral enige ou wat golf speel gaan met sy golf. Nooit, dit gaan nooit te goed nie. Nee, ja, golf is maar golf. Ek love golf. Ek dink as ek nie 'n musikant was nie, sou ek 'n golfer wou wees. Reg? Ek dink dit is baie moeiliker om 'n golfer te wees as 'n musikant, maar dis my die lekkerste ding. Dis regtig waar ek ontspan. Ek ontspan op die golfbaan. Ja? Ek weet nie kry dit reg nie, want ek speel so af en toe en ek ontspan glad nie as ek golf speel nie. Dit is Ja, maar jy is te kompeterend. Dit is 100% die probleem. Die bal gaan nêrens waarvoor jy moet gaan nie. Ja. Ek weet. Jy moet maar alleen gaan speel, dat jy nie 'n kompetisie het nie, of jy moet eers na die tyd uitvind hoe die ander mense teen jou gevaar. Net my 10 sent daar. Nee, dis seker nie verkeerd nie, bro, so ek sal ook nou volg. Almal voel dieselfde as hulle golf. Hoe is dit? Dit is nie maklik vir enigiemand nie. Nee. Hoorie, sê ek wat nie eers, ek meen 'n duif vlieg oor my kop dan koes ek. So moenie dink ek kan enigsins golf speel nie. Julle toe, maar dit is my heerlik om op die golfkarretjie te sit en te kyk hoe die mense speel. Jy sien nou, dit tel ook. Ja. Zaan, jy het in 2021 jou debuutalbum vrygestel. Nou 'n paar jaar later, as jy nou terugkyk so ver na jou loopbaan, hoe voel jy oor jou loopbaan tot dusver? Ek voel positief. Ek dink ons het nog net begin. Ek dink definitief ons het nog net begin. Ons het nog net 1 album uit en seker 3, 4 enkelsnitte na dit uitgesit. Ja. En die rede is ek was baie onseker waantoe om te gaan met die klank. Hierdie industrie is dit is maklik om jouself vinnig te verkoop, om net 'n hit te kry. En mens moet, as ek raad kan gee aan enige musikant daar buite, is dit om net true te bly en die musiek te maak wat jy wil maak. Dis die belangrikste van alles. En geduldig te wees. Maar ek is baie positief na waantoe ons gaan. Ek werk baie saam met Kyle wat die kameraman nou sal ontmoet. Ons is die hele tyd in die studio besig. En daar's definitief 'n nuwe klank wat nou met die volgende album gaan uitkom, wat met al die nuwe musiek uitkom. En is 'n gelukkiger klank. Ek dink ek skryf maar baie keer oor die seisoene in my lewe, so die klanke verander. Daar's bietjie jazz, daar's bietjie pop, daar's bietjie rock of wat ook al. Dit hang maar als af van die seisoen waarin ons is. En ja, ek kan nie wag vir die nuwe musiek. Ons het baie geleer, ons word ons maar groot en musiek is 'n taal, letterlik, daar's lettergrepe, klankgrepe, simbole. Dit is letterlik soos 'n taal. En mens word ons maar beter in 'n taal soos dit jy ouer word. So absoluut. Ja, ek waardeer dit verskriklik dat jy nog altyd jou musiek gebruik het as terapie vir jouself en vir die mense wat daarna luister en om dan te hoor, jy het ook al gesê as die mense dit vir jou terugsing, om te besef, wow, hulle moet ook deur dieselfde gaan of hulle resoneer met daai seisoen waardeur jy al gegaan het. En ek weet jou ma se gedigte was 'n groot deel van 'n vorige seisoen van jou. Sou jy sê jy beweeg nou in 'n ander seisoen in? Definitief. Ek dink it's amazing dat dit terapie vir ander mense ook is en ek sê dit baie keer by die shows dat en dit maak dit soveel meer die moeite werd as hulle saam sing.
Want dit is terapie vir my wat dit skryf ook. Dit is terapie vir ons wat daar op die verhoog staan en dit sing. Dit is regtig net so terapeuties vir ons. Soos wat dit, want ek weet hoe dit voel om in die skare te staan of in die gehoor te staan en te kyk en dit verander letterlik, dit raak iets binne jou en dit verander jou lewe. Ek meen musiek is so powerful, dit kan jou lewe verander vir altyd, een sang, een oomblik. En ja, dit was terapie vir my. Ek het deur nogal so wille tyd gegaan met die hele storie met my ma. Sy was baie lank siek geweest en sy was 'n ongelooflike skrywer en sy is al vir wie ek die songs gespeel het. So dit is nou niemand om die songs voor te speel nie. So was definitief 'n gelukkiger klank. Ek dink ek moes deur dit beweeg met hierdie songs en ek sê baie keer vir my vriende om musiek te skryf is baie keer seer. Mense dink, jy skryf 'n liedjie is nogals wild om in die studio te sit en ek dink is 'n blessing en 'n curse. Musiek is 'n taal wat almal verstaan, cliché, ek weet, maar nie almal kan praat nie en van ons moet maar die woorde daar buite sit en jou self diep oopkloof en die woorde gaan haal en dit is nie altyd lekker nie, maar ja, ek meen daar's happy songs ook. Ek dink ek wil baie graag hê ons musiek moet ook by 'n braaikant speel en mense met 'n goeie tyd. Mense hoef nie net te dink altyd daaroor nie. So daar's definitief 'n gelukkiger klank wat kom en ja, net ons wil net musiek maak wat mense in die binnekant raak. Ja. Jy praat van die ons, nee, en ek wil net gou hoor van die band, want ek dink so baie keer en is niks teen jou nie, so baie keer weet ons wie die hoofsanger is en die man wat voor staan en sing, maar ons mis die mense wat agter hom staan en ondersteun. Vertel ons gou van hierdie band wat altyd saam met jou is. Dis die wildste ouens in die wêreld. Ons het al 26 ure tot in die Kaap gery. Maar julle gaan nou 28 uur ry want die spoedgrens het 10 km/h minder geraak. Nee, die pad raak lekker lank en krom met 'n band. Ek is honestly ek is die enigste in die groep wat nie papiere het om dit te kan doen nie. Hulle almal is ongelooflik jazz musicians en wat hulle vra. Kyle wat hier so sit is nou die vervaardiger van die nuwe musiek. Kyk, die projek se naam is Zaansonnekus want ek het begin acoustically songs geskryf en ek skryf nog steeds die lirieke, anders sou dit nie Zaansonnekus wees nie, maar ek kan dit nie doen sonder 'n span nie. Jy het 'n span nodig in enigiets wat jy doen. En ek is nie naby die musikant wat Kyle is nie. Byvoorbeeld, so hy kan ongelooflik komponeer. Jy sal hoor hoe die komposisies en die al die songs die musikaliteit raak net beter want ek probeer dit nie net myself doen nie. Ek het ouens in wat letterlik beter as ek is wat my kan help om hierdie musiek te skryf en te sê bra, hoekom gebruik jy hierdie akkoord? Gebruik jy daai akkoord en nou maak dit sin. Maar die woorde bly ek aan myself. Ek kan nie dat iemand lirieke saam met my skryf nie want dan sou dit nie noodwendig Zaansonnekus wees nie. En om eerlik te wees, ek wou altyd 'n band gehad het. Ek wou 'n band gehad het met die naam Sonneblom. En dit het per ongeluk ek het per ongeluk in die industrie gekom as Zaansonnekus. Ek dink dit het vinniger vlam gevat as wat ek gedink dit gaan en dis ek nou 'n bietjie stak met Zaansonnekus en dit klink daarom soos 'n band, is 'n weird naam so. Ja, maar jy kan dit dalk later van tyd merge na Zaan Sonneblom. Jy weet, lekker alliterasie daar. Ja. Sê my net gou-gou, het ek nou reg verstaan toe jy gesê het jy skryf nou nie meer net vir jou ma nie, is daar iemand anders waarvoor jy skryf? Ek sukkel om love songs te skryf as dit is wat jy vra. Ek dink alles is love songs op die einde van die dag, meeste daarvan, maar ek het nogals gesukkel om nie oor haar te skryf nie. Ek weet nie hoekom nie. Ek het al probeer love songs skryf en baie mense sê vir my skryf dit iets gelukkiger oor liefde. En ek sê maar die liefde is so seer. Ja, die liefde. Ek spot eintlik. Nee, liefde is so mooi en hierdie song spesifiek wat ons nou vrygestel het is 'n pleidooi aan liefde. Ek kan inspirasie nogals in enigiets vind teëstaan. Ek kan inspirasie in 'n uitsig vind of in daar's definitief persone daar buite. Ek het 'n baie spesiale persoon in my lewe en baie van die musiek gaan nou oor haar. En nie net meer oor my ma nie. Ek weet nie, ek sal altyd 'n balans vind. Ek dink my ma is in al die songs, ek dink van self onbewuslik 100%. In elk geval. Definitief. Ek dink van my vriende is in die songs, Marushka is in van die songs. Dit is so 'n mengsel van alles. Ek weet nooit regtig waar ek skryf nie, dit maak net sin op die einde van die dag. Ek weet nie. Maar dis lekker dat jy jou hart op jou musiek dra. Definitief. Vertel vir ons van by jou. By jou is nou die nuwe die nuutste enkelsnit en ek dink die album, dit is definitief een van die rustiger songs op die album. Ons het nie baie belades nie, veral nie as ons live optree nie. By jou is, soos ek genoem het, is 'n pleidooi aan musiek en aan die mense vir wie jy lief is. In enige industrie en veral in musiek,
Dis nie 'n baie maklike pad nie. Jy mis baie uit op troues, op verjaarsdae, want jy's op die pad saam met die band vir 26 ure tot in die Kaap. Of ja, jy sing, sodra jy jou klank vind, sluit jy jouself in die studio toe en jy wil nie uitkom vir dae, vir weke nie. So ja, maar waar die sang gaan is die middelpunt daarvan is ek doen hierdie nie net vir myself nie. Ek doen hierdie vir jou, die mens vir wie ek lief is ook. Ek doen hierdie vir ons. So bly net, ek's nog steeds by jou. Ek's nog steeds hier vir jou. Ek skryf hierdie songs vir jou, vir ons. En ja, dit is hoekom ek sê in die song ons almal vir dieselfde in enige industrie as jy regtig diep in daai industrie en delf en jou hart of jou klank daarin vind en jy raak obsessed daarmee soos wat ek met musiek geraak het of baie musikante met musiek raak, is dit nogals moeilik om kop te hou in die wille lewe daar buite. Ja. Dankie dat jy in Afrikaans skryf. Voorreg. En ek meen ons vier nou Afrikaans wat 100 plus jaar oud is hierdie jaar en dis jou moedertaal letterlik, nê? Ek sê altyd dis 'n voorreg om in jou moedertaal te kan skool gaan, kerk toe te kan gaan om te kan skryf, musiek te kan luister in jou moedertaal. Afrikaans is 'n genre, dis nie eers net 'n taal op Apple Music nie. Hoe cool is dit? Ek dink is dalk die enigste taal wat 'n genre is. Ek kan verkeerd wees, maar dis flipping awesome. Ja. Ag, dit is lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie Zaan en ons sien uit na jou en Kyle se uitvoering van by jou binnekort. So bly ingeskakel daarvoor. Baie dankie.